Ons is in Spreuke hoofstuk 8, ons gaan kyk na verse 15 tot 16. Spreuke hoofstuk 8, verse 15 tot 16 en het lees dan so. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die voorste en die edeles, al die regters van die aarde. Net so ver in ons teks, kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin te vind is, en dankie Here dat die woord nie verander nie. Die woord is waarheid gister en vandag en môre, en sal waarheid wees tot in alle ewigheid. En lei ons, o Here, om te groei in daardie waarheid, en om te groei in gehoorsaamheid tot daardie waarheid. En Here, mag die Gees ook hier in ons midde werk in hierdie oggend. Mag U ons lei, o Here. Help ons om die woord aan te neem, en help ons om gehoorsaam te wees. Nie om ons naam ontwil nie, maar om U naam ontwil, sodat U naam verheerlik sal word oor die hele aarde. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom U naam toe, Here. Die ewig en ewig, amen. Ons het laas week gekyk na verse 12 tot 14, waar vers 13 onder andere vir ons die stelling gemaak het, dat die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Wat op die oog af dalk soos 'n vreemde vers mag lyk binne hierdie hoofstuk, aangesien die hoofstuk hoofsaaklik handel oor wysheid. Maar soos ons voorheen gesien het, die vrees van die Here het alles te doen met wysheid. Want so Spreuke 1 vers 7 ons geleer het, die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug, of so Spreuke 9 vers 10 ons al geleer het, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. Jy gaan nie wysheid kan hê, as jy nie 'n vrees vir die Here het nie. En wat ons dus in ons hoofstuk vind, is 'n verduideliking van hoe daardie vrees lyk, sodat ons wys kan wees. En daardie vrees lyk so, haat wat sleg is. Dis hoe dit lyk, haat wat sleg is. Wat beteken dat as jy nie die regte dinge haat nie, het jy ook nie 'n vrees vir die Here nie. En as jy nie die vrees van die Here het nie, dan kan jy ook nie wys wees nie. As jy werklik wys wil wees, beteken dit, jy gaan iets moet haat. En jy gaan moet haat die dinge wat vir die Here 'n gruwel is. En dit is die enigste rede hoekom die psalmskrywers so baie dinge haat. Want hulle was wys. En hulle was wys omdat hulle so baie dinge gehaat het. Psalm 25 vers 6, ek haat die vergadering van die kwaaddoeners. Psalm 31 vers 7, ek haat die wat nietige afgode vereer. Psalm 97 vers 10, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Psalm 101 vers 3, die dade van die afvalliges haat ek. Psalm 119 vers 104, uit U bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Psalm 119 vers 113, twyfelaars haat ek, maar U wet het ek lief. Psalm 139 vers 21 en 22, Here, sou ek die nie haat wat vir U haat, en 'n afskeid hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat. Vyande is hulle vir my, sê die psalmskrywers. Die vraag is, haat ons die dinge wat ons moet haat? Het ons 'n liefde vir dit wat reg en goed is in die oë van die Here? En verafskeid ons die dinge wat verkeerd is in die oë van die Here? Wanneer ons die stelling maak, byvoorbeeld, en om aan te sluit by ons vorige preke, wanneer ons die stelling maak dat jy as 'n man jou broek moet optrek, en leiding moet neem in jou huis, en verantwoordelikheid moet neem vir jou huisgesin, en jou huisgoed moet regeer, as ons dit sê, soos 1 Timoteus 3 vers 6 ook vir ons sê jy moet, is dit vir jou 'n goeie woord as ek dit sê? Is dit goed in jou oë? Of sit dit dwars in jou keel, en jy haat dit wat goed is? Wanneer ons die stelling maak dat jy as vrou onderdanig en gehoorsaam moet wees aan jou man, onder andere en selfs wanneer hy sê hoe die kinders grootgemaak moet word,
Is dit goed en reg in jou oë as ek dit sê? Is dit 'n goeie woord wat ek bring? Of sit dit dwars in jou keel? Is dit wat die Here ingestel het vir jou goed? Of verafskie jy die instellings van die Here? Verafskie jy die dinge wat jy behoort lief te hê? Die enigste manier hoe jy wys kan wees, is as jy 'n liefde het vir die gebooie van die Here, en 'n liefde het vir sy instellings, en 'n liefde het vir hoe hy sê, dinge behoort te werk. En as jy die dinge verafskie wat teenstrydig daarmee is, dan is jy wys. Is jy lief vir die dinge wat hy sê jy lief vir moet wees, en verafskie die dinge wat teenstrydig daarmee is. Want dan is jy wys. Dan vrees jy die Here. As jy as 'n man weet wat God se woord sê jy moet doen, en dit nie doen nie, en dit verafskie, dan is jy 'n dwaas. Dan vrees jy nie die Here nie. En as jy as 'n vrou weet hoe jy jou man dinge gedoen wil hê in die huis, en jy dit nie doen soos jou man dinge gedoen wil hê in die huis nie, dan is jy 'n dwaas. Want ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou. 1 Korintiërs 11 vers 3. Is dit 'n goeie woord in jou oë? Wysheid word alleenlik gevind in God se woord en nie in ons herinterpretasie daarvan nie. Maar steeds soek mense klousules, steeds soek mense uitsonderings, sodat ons nie die skrif op onsself in toepassing hoef te maak nie. Byvoorbeeld, ander mans moet hulle huise dalk reg regeer. Hulle moet dalk hulle broeke optrek, maar ek hoef nie, want X, Y en Z. Ander mans kan dit doen. Ander mans kan hulle huisgesin en hulle kinders in alle onderdanigheid onderhou, maar ek hoef dit nie te doen nie. Want X, Y en Z. Ander vrouens moet dalk onderdanig en gehoorsaam wees aan hulle mans, maar ek hoef nie, want dit is mos my geld ook, en dit is mos my huis ook, en dit is mos my kinders ook, en sovoorts. So asof hierdie dinge jou gaan vrystel, om nie onderdanig te wees aan jou man, wat die Here vir jou gegee het. Wysheid is die vrees van die Here, en die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, en alles wat teenstrydig met die woord gedoen word, is sleg. Alles wat teenstrydig met die woord gedoen word, is sleg. En dis die einste dinge wat ons moet haat. Want God se woord is ons wysheid, soos Moses gesê het. Sy woord is ons wysheid, sy gebooie is ons wysheid. Soveel so, dat vers 15 en 16 vir ons sê, deur my, dit is nou goddelike wysheid, soos dit gevind word in God se woord, deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. Beteken dit dat alle konings deur goddelike wysheid regeer? Beteken dit dat alle owerhede en heersers en regters ag gee op God se woord? Nee. Hulle doen nie, natuurlik nie. En dit is nie wat hier bedoel word nie. Wat bedoel word met hierdie verse, vind ons in die tweede helfte van vers 15, waar staan, deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas, wat reg is. Menende die standaard wat gevolg moet word en die manier hoe maghebbers en konings moet bepaal wat reg en verkeerd is deur om te kyk wat goddelike wysheid sê. Dus hoe hulle kan bepaal wat reg en verkeerd is. Ons om te kyk wat goddelike wysheid sê. Deur my, sê die skrif, stel maghebbers vas wat reg is. Wat dus ook beteken, dat as maghebbers nie deur goddelike wysheid en deur God se woord bepaal wat reg en verkeerd is nie, kan hulle nie regeer soos wat al van hulle vereis word om te regeer nie. Nou, hierdie klink dalk soos 'n eenvoudige begrip, maar dit is op hierdie einste punt wat daar veral in die laaste paar jaar groot debatte onder teoloë en kerkleiers plaasvind. En vind verskriklik, inteendeel meerderheid kritiek
vanaf gelowiges. Baie teoloë en kerkleiers sê dat die kerk en die geloof niks met die staat te doen het nie. En dit nog terwyl die staat vir die kerk mag sê dat hulle deur moet toemaak as daar 'n virus in die lug is. Die staat mag dit vir ons sê. Maar ons mag eintlik niks vir die staat sê nie. Ons het niks met hulle te doen nie. Baie argumenteer dat omdat die kerk afgesonder moet wees van die staat, daarom moet die staat weer afgesonder wees van die kerk en die geloof. En so sal hulle argumenteer dat of die regering nou ateïsties of Christelike regering is irrelevant. Want dit het niks met die kerk te doen nie, solank die kerk net nie vervolg word nie. Is dit irrelevant wat die staat doen. John MacArthur het die volgende gesê: die koninkryk van God is nie van hierdie wêreld nie. Jesus het gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars veg, sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die koninkryk van hierdie wêreld is 'n afsonderlike wêreld. Hulle is nie met mekaar verbind nie. Menende die geloof en die staat is nie met mekaar verbind nie. Of het niks met mekaar te doen nie. Dis wat hy sê. En hy sê dan ook verder, niks wat in enige nasie gebeur nie, of dit 'n kommunistiese nasie, 'n moslim nasie, of 'n sogenaamde quasi-Christelike nasie, of 'n ateïstiese nasie is, niks in daardie nasie, het sy polities of sosiaal, het enigiets te doen met die vooruitgang van die koninkryk van God nie, want die koninkryk van God is afgesonder van daardie stelsel. God in sy soewereiniteit bou sy kerk, en die poorte van die doderyk sal dit oorweldig nie, het Jesus gesê. Die koninkryk van God is afgesonder van daardie stelsel. Is irrelevant of hulle kommunisties of wat ook al hulle is, ateïsties. Dis afgesonder van daardie stelsel. Koninkryk het niks met dit te doen nie, sê hy. Die idee word dus verwerp dat God se wet die grondslag moet vorm vir die wette van 'n land. Dit word verwerp. Maar hoe dwaas moet jy nie wees nie? As ons skrif dan sê, maar deur my goddelike wysheid stel die regering vas wat reg en verkeerd is. Deur my stel hulle vas. Ons verwerp dit. Dis 'n afsonderlike stelsel dat niks met die koninkryk van God te doen nie. Hulle kan maar kommunisties wees of wat ook al. Hoe dwaas moet jy nie wees om dit te sê nie? As jy 'n eenvoudige skrif soos ons in lees wat 'n kind kan verstaan. Nou teoloë het 'n naam vir hierdie leerstelling, naamlik Christelike rekonstruksionisme. Christelike rekonstruksionisme. En al wat Christelike rekonstruksionisme sê, die leerstelling daarvan, is dat God 'n hoër gesag as die staat behoort te hê. En dat die staat die verpligting het om onderdanig te wees aan die gebooie van die Here, wanneer dit kom by die wette van 'n land. Christelike rekonstruksionisme maak bloot die stelling dat 'n land se wette hulle grondslag moet vind in God se wet. Dis al wat dit sê. Christelike rekonstruksionisme is bloot die stelling dat 'n land se wette hulle grondslag moet vind in God se wet. Want sodra jy dit doen, is jy ook by voorbaat onderdanig aan God. Omdat daar op sy wette staat gemaak word, eerder as mensgemaakte wette. Met ander woorde, die siviele wette of die landswette word gerekonstruktureer as jy wil, volgens God se gebooie. Eerder as volgens mensgemaakte gebooie. Maar baie teoloë, onder andere mense soos John MacArthur, verwerp dit. En sê dat 'n land se wette hoef nie onderdanig te wees aan God se gebooie nie, en ons hoef dit ook nie te vereis nie. Want die twee het mos niks met mekaar te doen nie. En so verwerp hy ook, en baie teoloë, Christelike rekonstruksionisme, soos dit genoem word.
Met ander woorde, hulle gee nie om vir dwaase owerhede nie. Nou natuurlik onder Christen reconstructionisme kry mens verskillende grade van hoe streng God se wet geïmplementeer moet word. Nou jy kry verskillende vlakke daarvan. Die een sê so streng moet ons dit implementeer, so streng die ander een weer. Maar die oorhoofse beginsel bly staan dat onder hierdie leerstelling daar die oortuiging is dat God se wet wel die maatstaf moet wees vir die wette van die land. En so ver as wat die wetgewers en die regering nalat dan om dit te doen, so ver sondig hulle dan ook teen die Here. Vir elke deel waar hulle nie konformeer tot God se standaard nie, sondig hulle in die amp wat daar vir hulle gegee word. Maar wat teoloog soos John MacArthur sê is, die kerk en die staat het niks met mekaar te doen nie. Want, en om hom aan te haal, want die koninkryk van God is afgesonder van daardie stelsel. God se koninkryk het niks daarmee te doen nie. Menende God se koninkryk is afgesonder van alles wat met die regering te doen het. En een van sy argumente, soos ons sopas gehoor het, is dat God se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, sê hy. En dit is waar. Want soos ons lees in Johannes 18 vers 36 waar staan, Jesus antwoord, kyk, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Jesus sê dit tog. Maar net omdat Jesus se koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, beteken nie dat sy koninkryk nie vir hierdie wêreld is en strek oor die hele heelal nie. Of soos Psalm 47 vers 2 en 3 vir ons sê, alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel, want die Here, die Allerhoogste, is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Vir my, die psalmskrywer kan nie dit sê nie, want God se koninkryk is mos nie van hierdie aarde nie. Hoe kan die psalmskrywer nou sê, hy is koning oor die hele aarde? Net omdat God se koninkryk nie van hierdie wêreld is, soos menslike koninkryke is nie, beteken nie dat sy koninkryk nie vir hierdie wêreld is en 'n invloed moet hê op elke aspek van die samelewing nie. Inteendeel, sy koninkryk moet 'n invloed hê op elke aspek van die samelewing. En daarom bid ons ook. Soos ons lees in Matteus 6 vers 9 en 10 waar staan, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. In die gebed wat die Here ons leer, word dit erken, dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, maar van die hemel is. Maar die gebed maak dit ook duidelik, dat ons moet bid, dat net soos sy koninkryk in die hemele is, dit ook so op die aarde sal kom. Dis hoekom hy vir ons daai gebed geleer het. Baie teoloë argumenteer dat die kerk en die staat totaal onafhanklik is en ons hoef nie en selfs moet nie 'n poging aanwend om God se wet te implementeer binne die regering nie. Ons het niks daarmee te doen nie, sê hulle. Maar dit is waansinnig. Want soos ons teks uitdruklik vir ons sê, en dit is so eenvoudig, deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Dis hoe hulle vasstel wat reg is. Of althans behoort te. Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. Maar hierdie kamma-teoloë en kerkleiers sê, nee, dit moet nie so wees nie. Dit is afgesonder. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is, nee, hulle moet eintlik nie. Hulle moet eintlik nie deur goddelike wysheid vasstel wat reg is nie. Want ons het niks daarmee te doen nie. Want God se koninkryk is mos nie van hierdie wêreld nie. Maar hoe kan maghebbers weet wat reg en verkeerd is? En weet wat gestraf moet word en nie gestraf moet word nie? Hoe kan hulle dit weet? Deur God se woord. Dis hoe hulle kan weet.
En daarom kan ons ook lees in Romeine 13 vers 1 tot 4. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. Nou as die regering en die owerhede deur God ingestel is, soos Romeine sê, hoe is dit dat dit niks te doen het met sy koninkryk nie? Ek gaan julle instel, maar julle het eintlik niks met my te doen nie. En ek sal ook niks met julle te doen hê nie. As hulle deur God ingestel is, hoe is dit dat hy hulle instel, maar geen verpligting op hulle plaas om volgens sy gebooie op te tree nie? Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Dis die regering se werk. 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Maar te straf volgens wat se standaard? Sy eie standaard? Volgens wat hy dink reg en verkeerd is? Of is hy 'n dienskneg van God, om die een wat kwaad doen te straf, volgens die Here se definisie van wat kwaad en goed is? In vers 6 gaan dan aan van daardie hoofstuk om te sê, want daarom, as wat ons nou gelees het, want daarom betaal julle ook belasting. Want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee, dit alles wat ons nou gesê het, voortdurend besig is. Waarmee is hulle voortdurend besig? Om die kwaaddoeners te straf. Volgens wie se standaard? Volgens die een wie se instelling dit is, naamlik God. Dis sy instelling. Waarvoor moet ons belasting betaal? Sodat die owerhede hulle goddelike verpligting kan nakom om die kwaaddoeners te straf, nie volgens hulle standaard nie, maar volgens God se standaard. Baie teoloë argumenteer dat die regering niks te doen het met God se koninkryk nie. Maar hoekom betaal jy belasting? Sodat hulle die werk van God kan doen. As jy belasting betaal, dan erken jy, dit is 'n goddelike instelling. Want jy betaal juist belasting, sodat hulle die kwaaddoeners kan straf. Want dit is God se instelling. En nie te straf volgens hulle eie standaard nie, volgens God se standaard. Want dit is sy instelling, nie hulle se nie. Dit is juist omdat hulle iets te doen het met God se koninkryk, dat ons belasting behoort te betaal. Want dit is hulle plig om die kwaaddoeners te straf, volgens die woord van die Here. Want, en soos ons skrif sê, dit is hoe die konings en die maghebbers vasstel, wat reg is. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas, wat reg is. En dis omdat hulle dit behoort te doen, dat ons belasting moet betaal, sodat hulle dit kan uitvoer. Of is Salomo besig om nonsens te praat? Is hy besig om sy asem te mors? Want weet Salomo dan nie, dat die kerk en die staat en die geloof en die regering niks met mekaar te doen het nie, dis 'n afsonderlike stelsel, weet Salomo dit nie? Hoe sal hy sulke nonsens kwytraak? In 'n artikel wat genoem word, pas op vir Christelike rekonstruksionisme, en julle kan net
Christian Reconstructionism gaan Google en julle sal sien 99% van die artikels is teen hierdie begrip. Dit is hoe dit aangeval word. In 'n artikel wat genoem word Pas op vir Christelike rekonstruksionisme sê Dr. Paul Elliott die volgende: Christene moet hierdie beweging verwerp omdat God se woord hierdie beweging verwerp. Regtig? En die wesenlike ding wat Christelike rekonstruksionisme veroordeel is die feit dat dit in sy kern 'n wettiese beweging is. Menende hy sê, die oortuiging dat God se wet in die regering geïmplementeer moet word, moet verwerp word, want hy sê, dit is wetties. En my antwoord is natuurlik. Ja, dit is wetties. Natuurlik is dit wetties. Want hoe veroordeel die staat enige persoon sonder enige wet? Jy het 'n wet nodig om mense te veroordeel. Natuurlik is dit 'n wettiese beweging, want hoe anders veroordeel jy mense? Anders gaan niemand tronk toe of die doodstraf kry nie. Niemand gaan veroordeel word nie. Hoe word jy veroordeel sonder 'n wet? Natuurlik is dit 'n wettiese beweging. En dis 'n dokter wat dit sê. Jy het wette nodig om die kwaaddoeners te straf. Elke land het wette. Maar natuurlik is dit nie wat hy bedoel nie. Want hy weet 'n land het wette nodig. Hy weet dit. Hy's 'n dokter. Wat hy eintlik bedoel is, dit moet net die God se wet wees nie. Dit moet net die God se wet wees nie, want dan is dit wetties. En dit alles terwyl die woord en ons skrif ons leer dat dit juis deur God se woord is wat hulle behoort te bepaal wat reg en verkeerd is. Hierdie mense soek nie God se gebooie nie. Hulle soek dit nie in die regering nie, want hulle wil ook nie erken dat God tans heers as koning nie. Hulle wil nie hê die geloof moet enigstens verder strek as om net binne hulle kerk te bly nie. Die regering kan doen wat hulle doen, ons sal doen wat ons doen. Want as God se koninkryk gekom het en ons besig is om te groei, en die koninkryk besig is om te groei, beteken dit dat die wêreld nie slegter en slegter raak nie, maar beter en beter, soos die eeue verbygaan. En as die wêreld nie slegter en slegter raak, soos wat hulle graag wil hê dit moet nie, dan gaan ook 'n wegraping kom wanneer daar dit regtig sleg begin raak nie. En as God se koninkryk gekom het en besig is om te groei, beteken dit, ons gaan dalk moet opstaan vir iets. Eerder as om net in ons kokon te sit in ons kerk. As God se koninkryk nou bestaan, soveel so dat dit self regerings moet beïnvloed, dan gaan dit dalk beteken dat ons moet opstaan vir iets. Meer as net binne die kerk. En wie wil nou dit hê? Wel nie hierdie mense nie. Hierdie mense is wolwe in skaapsklere, want hulle wil nie erken dat Christus heers as koning oor die hele aarde en oor elke aspek van die samelewing nie. En so krippel hulle ook die kerk om God se koninkryk te bevorder. Hulle krippel die kerk. Artikel 36 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis sê die volgende: Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir hierdie doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deugdsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak, menende die regering se taak, sê die Nederlandse geloofsbelijdenis, en dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgoderry en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei. Die ryk van die antichrist te vernietig.
en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder. Die woord en die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Dis die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dis ons geloofsbelijdenis. En daar is 'n groot aanval teen gelowiges wat hierdie glo. Al is hierdie geloofsbelijdenis van ons honderde jare oud en vind sy steuning vanuit die skrif. En van waar af kom daardie aanval? Vanaf gelowiges, vanaf die kerk, vanaf kerkleiers. Die realiteit is, die staat of die regering is en gaan altyd 'n godsdienstige rol speel. Die staat kan nie anders as om 'n godsdienstige rol te speel nie. Dis by voorbaat 'n godsdienstige rol. Dis 'n godsdienstige amp. Die staat gaan nooit nie 'n godsdienstige rol speel nie. Of hulle nou daarvan hou of nie, of mense saamstem dat dit die geval is of nie, dit is die feite. God het dit geskep as 'n godsdienstige rol. Want daardie instelling is juist daar om kwaaddoeners te straf, menende, jy gaan moet bepaal wat goed en kwaad is, wat reg en verkeerd is. En jy gaan dit of bepaal vanuit 'n humanistiese oogpunt, waar jy die mens verafgod, daar is ons godsdiens. Jy gaan of die wette bepaal vanuit 'n humanistiese oogpunt, waar die mens se woord verafgod word, of vanuit 'n Christelike oogpunt, waar God aanbid word. Want die realiteit is, iemand gaan aanbid word. Godsdiens gaan betrokke wees in die staat, of jy daarvan hou of nie. As God nie bo die staat is nie, en as die staat of die regering die hoogste gesag is, dan het die staat die rol van God ingeneem, deur om te sê, maar ons sal bepaal wat reg en verkeerd is, nie God nie. En jy verafgod jouself. As God nie die hoogste gesag is nie, maar die staat is, dan het die staat hulle self as God aangestel, want hulle woord geniet dan voorkeur bo die woord van God. Maar wat ons deur al die eeue sien, is dat die rol van die owerhede en die rol van die koning nog altyd 'n godsdienstige rol of 'n godsdienstige posisie was, nog altyd. Dit was nog altyd 'n godsdienstige posisie gewees. Daarom het die Here ook opdrag gegee in Deuteronomium 17 vers 16 tot 19 van hoe 'n koning behoort te lyk. En hy sê daarso, hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees. En hy moet al die dae van sy lewe daarin lees. Dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen. Ek dink jy het na John MacArthur geluister. Want dit het mos nou niks met mekaar te doen nie. Hoekom moet hy nou die wet skryf sodat hy dit elke dag kan lees, die koning? Dit is dan jammer dat John MacArthur nie daar was daai tyd nie, om hulle net reg te help nie. Hoekom moes hy 'n afskrif van die wet hê? Want die koningskap was nog altyd bedoel gewees om 'n godsdienstige rol te speel en te wees. En soos ons met al die heersers van die Ou Testament sien, of hulle het die Here se gebooie bevorder, of as hulle nie het nie, was hulle aangekla van afgoderry. Dis die enigste twee opsies wat daar was vir al die konings van die Ou Testament. Of jy het God se wet bevorder, of jy was aangekla van afgoderry. Daar was hy was maar 'n neutrale koning, hy het nie afgoderry of God se wet gevolg nie, hy was maar in die middel nie. Nee,
Of het God se wet bevorder, of hy was 'n afgodedienaar. En so geklassifiseer. Dis die enigste opsies wat daar was vir die konings. En dit het nie verander in die Nuwe Testament nie. Want weer eens, soos Romeine 13 ons leer, die owerhede is 'n goddelike instelling. Dit het nie verander nie. En die Nuwe Testament sê dit vir ons. Ironies genoeg, in 1 Samuel hoofstuk 8, lees ons, dat dit nie die Here is wat 'n koningskap wou gehad het nie. Samuel gaan na hulle toe en sê, julle moet nie 'n koning kry nie. Die ironie is, ons lees dat dit nie die Here is wat 'n koningskap wou hê in die Ou Testament nie. Dis die Israeliete wat 'n koning wou gehad het, want hulle wou wees soos die ander nasies. En Samuel het gesê, dit is verkeerd. Ons kan nie 'n koning hê nie, dit is nie reg nie. En die Here sê toe vir Samuel, gee vir hulle koning, want dit is nie jou wat hulle verwerp het, jy het vir my verwerp. So gee vir hulle koning. Hulle soek 'n koning, want hulle het my verwerp. Dit was nie 'n goddelike instelling nie. En die ironie is, dit sien ons in die Ou Testament, terwyl ons in die Nuwe Testament sien, dat die regerings wel die Here verordeneer is. Is dit nie interessant nie? Die regering was nooit 'n instelling van die Here in die Ou Testament nie. Dit was daar omdat die mense se harte hard was. Terwyl ons in die Nuwe Testament sien dat dit wel 'n goddelike instelling is. Hoeveel meer moet die Nuwe Testament instelling van owerhede, wat wel deur God ingestel is, dan nie sy woord hou, as die koningskap van die Ou Testament, wat deur mense ingestel is nie. 'n Mens gaan nie kan wegkom van die feit dat die regering wel 'n godsdienstige instelling is nie. Die vraag is net, is dit 'n Christelike godsdienst wat bevorder word, of 'n humanistiese, ateïstiese godsdienst wat bevorder word. Maar 'n godsdienst gaan bevorder word. Die Here sê in Deuteronomium, die koning moet nie baie vroue hê nie, hy moet nie vir homself baie goud en silwer aanskaf nie, en hy moet 'n afskrif van God se wet hê. Wat doen ons politikuste? Hulle het baie vrouens, hulle het biljoene rande vir hulle self bymekaar geskraap, en hulle verwerp die wet van die Here. Kan dit goed gaan met ons land? Kan dit voorspoedig gaan met ons land? Nie as God die koning van die heelal is nie. En hy is. God sal nie en kan nie teen sy eie woord gaan en die afvalliges seën terwyl hy die Godvreesendes vervloek nie. God sal nie teen sy eie woord gaan nie. Hy sal nie die afvalliges seën nie. En hy sal ook nie die Godvreesendes vervloek nie. Nou, ek het lank terug die stelling gemaak dat jy nie 'n Christen nasie gaan kry in die sin dat elke individu in daardie land die Here gaan aanbid nie. Jy gaan dit waarskynlik nooit kry nie. Dat elke enkele individu in 'n land die Here aanbid nie. En soos ek ook in daardie preek genoem het, baie lande noem hulle self 'n Christen nasie, terwyl daar nog dinge soos aborsies toegelaat word in daai lande. Ons is 'n Christen nasie, maar jy kan 'n aborsie ook kry hier by ons. Dit is so goed soos die Jode wat sê dat hulle veilig is omdat hulle God se uitverkore volk is, maar dan word hulle weggevoer na Babylon toe omdat hulle afvallig was. 'n Christen nasie is nie noodwendig 'n nasie waar elke individu die Here aanbid nie. Maar waar die owerhede hulle Godgegewe plig nakom, wat die mense by nature sal volg. Want die mense sal by nature neig om die owerhede te volg. Dis wat gaan gebeur. Ons sien dit gereeld in die Ou Testament, as die koning 'n goeie koning is, of goeie koning was, wat die Here gevrees het, sal die mense oor die algemeen die seën van die Here ervaar, want hulle neig in die rigting van die owerhede. En dieselfde gebeur wanneer die owerheid afvallig is, dan word die mense ook afvallig. Dit is nie die koning wat Babylon toe weggevoer is nie. Dis al die Jode. Wat het gebeur onder die nuwe Suid-Afrika? Pornografie word wettig, prostitusie word wettig, aborsies word wettig,
Winkels mag maar oop wees op Sondag. En wat doen die mense? Hulle maak gebruik van al hierdie vryheid. Dis wat die mense doen. Al hierdie goed raak wettig. En wat doen die mense van die land? Hulle maak gebruik daarvan. Hulle maak gebruik daarvan. Maar kom ons maak al hierdie dinge onwettig. Ons verband pornografie en aborsies en prostitusie en ons bring die Sabbat terug. En ons breek elke moskee en sinagoge af, sodat daar geen afgoderry meer mag plaasvind in die land nie. Moordenaars kry die doodstraf. Pedofiele kry die doodstraf. Die land gaan nie anders kan as om beter te doen as dit die woord van die Here gehoorsaam is nie. Dit kan nie anders nie. Dit gaan nie anders kan as om beter te doen nie. Hoe weet ek dit? Want soos Psalm 33 vers 12 vers 18 vir ons sê, welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Nie jy mag dalk welgeluksalig of dalk vervloek wees as God as die Here julle God is nie. Nee. Nie dis 50-50 nie. Nee, welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het, die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mense kinders uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde, hy wat die hart van hulle almal formeer het, wat let op al hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur sy groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Dis op wie se oog die Here is. Op die wat hom vrees, op die wat op sy goedendierendheid wag. Gaan ons land geseën word of geseënd wees onder sy huidige regering? Gaan dit? Kan dit? Nee. Tensy God se woord vals is. Maar sy woord is nie vals nie. Gaan dit beter en beter gaan met die inwoners van ons land in ons huidige toestand? Gaan dit beter met ons gaan? Dit kan nie. Dit is onmoontlik. Behalwe as God se woord vals is. Maar God is nie 'n leienaar dat hy sou lieg nie. Beteken dit dat God se koninkryk nie bevorder gaan word nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken bloot dat daar nog baie werk is om te doen. Maar jy help nie as jy sê die regering het niks met ons te doen nie. Jy help nie. Dit beteken nie dat God se koninkryk nie bevorder gaan word nie. Dit beteken bloot dat daar nog baie werk is om te doen. En dat hierdie regering bloot net besig is om God se wraak teen hulle op te hoop. Maar, en hier is waarop ons moet ag gee, maar, terwyl hulle besig is om die maat van hulle sondes vol te maak, laat ons nie gevind word dat ons deelagtig geraak het aan hulle sonde en die dinge doen wat 'n gruwel is vir die Here, bloot omdat die staat gesê het, dis nou wettig, julle mag dit maar doen nie. Laat ons nie gevind word dat ons deelagtig raak aan hulle sonde, bloot omdat hulle dit wettig verklaar het nie. En nou mag ons dit maar doen nie. Die koninkryk van die Here sal bevorder word. Owerhede kom en gaan. Mag dalk 100 jaar vat, maar owerhede kom en gaan. Lande word verwoes, lande word gevorm. En die Here is in beheer van dit alles, want hy regeer. Hy regeer en hy regeer nou. Sy koninkryk sal bevorder word, maar laat ons nie gevind word om onsself te vereenselwig met die afvalligheid van die owerhede wat besig is om die maat van hulle sondes vol te maak. En waar bevind ons tans onsself? Waar het die Here ons almal geplaas? Ons is Afrikaners. Dis wat ons is. Dis hoe God ons gemaak het. Maar ons is Afrikaners
wat ons self vereenselwig het met 'n goddelose land en 'n goddelose regering. Deur om gebruik te maak van al die afvallige wette waarmee hulle ons toelaat om te sondig. Die Afrikaner is net te gelukkig om die winkels op 'n Sondag oop te vang. Hulle is net te gelukkig om die winkels op 'n Sondag oop te vang. Of selfs om die aborsiekliniek te besoek. Of 'n prostituut. En is net te bly dat die doodstraf nie meer van toepassing is nie, want anders sou my arme kind wat 'n pedofiel is, die doodstraf gekry het. Nou of jy 'n Afrikaner of 'n Zulu is, dit is irrelevant wanneer dit kom by ons saligmaking. Irrelevant. God kan enige nasie red. God kan enige nasie red. Die Afrikaners, jammer om het te sê, is nie die uitverkore verlore stam van Israel nie. Ons is nie so spesiaal nie. God kan enige nasie red. Maar dit verander nie die feit dat die Here wel verskillende nasies gemaak het nie. En hy het ons deel van die Afrikaner volk gemaak. En dit is hoekom ons in Afrikaans spreek en nie in Engels nie. Want ons arbeid is onder ons eie mense en ons mag dit maar sê. Ons kan in Engels spreek en ons almal sal waarskynlik nog steeds kan verstaan en meer mense sal kan kerk toe kom, die mense wat Engels ook praat. Maar ons eie mense is in die moeilikheid. En het ingeval by die goddeloosheid van 'n afvallige nasie en regering en die Here gaan dit nie seën nie. Die Here gaan dit nie seën as jy inval by die afvalligheid van 'n goddelose nasie nie. Want hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Ons is so geïndoktrineer om te glo dat jy nie 'n liefde vir jou volksgenote mag hê nie. Maar dit is die Here self wat die verskillende nasies gemaak het. Die Here het die verskillende nasies gemaak. En daarom kan hy ook sê, welgeluksalig is die nasie. Ons mag nie onderskeid tref tussen nasies nie. Welgeluksalig is die nasie. Hoekom kan hy dit sê? Want God het verskillende nasies gemaak. Ons mag dit erken. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, want daar is verskillende nasies. Dis hoekom hy dit kan sê. Paulus sê self dat hy sy eie saligmaking sal prys gee vir sy volksgenote, sê hy. Hy het 'n liefde vir sy Joodse volksgenote gehad. Soveel so dat hy sê, hy sal sy saligmaking prys gee vir hulle, as hy kon. Ester se kommernis was nie oor al die oorlog wat hulle geveg het nie, maar dat haar eie mense sou omkom. Moses het gesien hoe sy eie volksgenote mishandel word. Daarom het hy sy plek in die paleis prysgegee en die Egiptenaar doodgeslaan, want sy eie mense was besig om vervolg te word, dis sy mense. Mag jy veralgemeen ook en sê dat ander nasies meer goddeloos is as jou eie volk? Mag jy dit sê? As dit die waarheid is, mag jy dit sê? Mag jy sê daardie nasie is goddeloos? Mag jy dit sê? Mag jy daar onderskeid tref? Ja. As dit die waarheid is. Paulus doen dit. Hy sê vir Titus in Titus 1 vers 12 en 13 rakende die mense van Kreta, een uit hulle eie profeet het gesê, die Krete is altyd leenaars, ongediertes, lui buike, hierdie getuienis is waar. Sê Paulus van die mense wat van Kreta afkom. Hulle is ongediertes. Maar ons mag nie eers ons eie kinders waarsku en sê dat hulle versigtig moet wees vir mense van ander nasies, omdat hulle statisties meer gewelddadig is as ons eie mense nie. En statisties meer skelm is as ons eie mense. Ons mag nie ons kinders waarsku teen ander nasies nie. Want dis hoe geïndoktrineer ons is.
Ons mag nie meer ons kinders waarsku en sê dat hulle versigtig moet wees vir mense van 'n ander nasie, omdat hulle statisties meer gewelddadig en skelm is as jou eie volksgenote nie, want dan is jy mos 'n rasis as jy dit sê. Jy mag die statistiek aanhaal nie. Maar Paulus self sê, daardie krete is 'n klomp ongediertes en leenaars en hulle is lui buike, sê hy van hulle. Paulus was 'n ontsaglike groot rasis gewees. Ag die Here een nasie belangriker as 'n ander nasie as gevolg van hulle velkleur? Nee. Dis nie wat ek sê nie. Maar dit verander nie die feit dat daar wel verskillende nasies is en dat ons 'n voorkeur en 'n groter liefde mag hê, anders as wat daar vir ons geïndoktrineer is om te glo dat ons 'n groter liefde mag hê vir ons eie nie. Paulus het 'n groter liefde vir sy eie gehad. En ek verstaan dit. Hoekom mag hy nie hê nie? En dit verander nie die feit dat ons maar 'n Afrikaanse kerk mag wees. Sodat ons kan ywer onder ons eie mense nie. Ons mag maar Afrikaans wees. Verstaan almal Engels? Ja. Maar hoekom preek ons dan nie in Engels dat daar meer mense kan inkom nie? Want ons mense is hulpeloos. Hulle het hulp nodig. En ons mag maar onder hulle ywer. Dis nie 'n sonde om dit te doen nie. En jy is nie 'n rasis as jy dit doen nie. Ons moet ywer onder ons mense, want ons mense het hulle self vereenselwig met 'n regering en met 'n vreemde volk wat nie die Here vrees nie. En dis ooglopend in die wette wat hulle instel. Ons mense het hulle self vereenselwig met 'n vreemde volk wat nie die Here vrees nie. En ons is net te gelukkig dat ons nie saam met hulle die Here hoef te vrees ook nie. Dis waar ons is. Terwyl dit God se woord behoort te wees, wat ons owerhede moet inlig oor wat reg en verkeerd is. Dit is 'n synota, ek sien vanoggend 'n artikel in die rapport waar Heinz Winkler, okay, is 'n useless dominee, moenie 'n fout maak nie. Waar Heinz Winkler aangeval word deur die rapport, of die hoofopskrif sê dat hy het gesê dat vraatsugtigheid is 'n sonde en dat dominees nie vraatsugtig moet wees nie. Oorgewig. Hulle moenie oorgewig wees. Heinz Winkler het nou dit gesê. Ek gaan lees die kommentaar op daardie artikel. Honderde Afrikaners. Heinz Winkler mag nie dit sê nie. Ons mag nie meer sonde noem nie. Vraatsugtigheid en dronkenskap gaan hand aan hand in die Bybel. Maar hoe kan Heinz Winkler sê dat 'n dominee nie vraatsugtig mag wees nie? Wil jy weet in watter toestand die Afrikaner volk is? Gaan lees die kommentaar daarop. Hy mag nie oordeel nie. Wie is hy nou om dit te sê? Maar dis hy wat dit sê nie, is God se woord wat dit gesê het. Dank Vader, hy ten minste iets reg gekry hierdie Heinz Winkler. Maar wanneer hy wel iets sê wat reg is, wie vervolg hom? Die Afrikaners. Dis waar ons is. Ons mag eers meer God se woord aanhaal in 'n preekie. Wat beteken hierdie alles vir ons? Dit beteken nie dat God se koninkryk nie bevorder sal word nie. Dis nie wat dit beteken nie. Sy koninkryk sal bevorder word. Want soos Jesaja 9 vers 5 en 6 ons leer, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors tot vermeerdering
van sy heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. God se koninkryk sal bevorder word, want 'n seën is aan ons gegee. Dit sal vermeerder, sê die skrif. Maar dit beteken nie dat hy teen sy eie woord gaan en dat hy goddelose nasies ewe skielik gaan begin seën nie. Dis nie wat dit sê nie. Goddelose nasies, die wat nie God se wet in ag neem nie, sal gestraf word. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Wat dis beteken, eerstens, dat ons nie deelagtig moet raak aan hulle goddeloosheid nie. Net omdat hulle afvallige wette toelaat en vir ons wette gemaak het nie. Maar ook tweedens, ons het werk om te doen, en ja, selfs onder ons eie mense. Ons het werk om te doen. Ons mag dalk nie die land omkeer, en al die ander volke tot bekering bring, met wie ons gedwing word om 'n land mee te deel nie. Ons mag dalk nie alle ander nasies tot bekering bring nie, maar ons het dalk kinders. Ons mag dalk 'n familie hê. Ons mag dalk kleinkinders hê. Ons mag dalk volksgenote hê. So laat dit begin by die huis. Laat dit begin by die huis. Laat ons ywer dat terwyl ons dalk gedwing word om deel te wees van 'n afvallige nasie, soos die Israeliete in Babylon, dat ons ten minste sal ag gee op die gebooie van die Here binne ons huis, binne ons familie, binne ons kerk en ja, selfs onder ons volk, want ons mag. Want die Here gaan nie 'n wettelose gesin of 'n wettelose huis of 'n wettelose familie of 'n wettelose kerk of 'n wettelose volk seën nie. Hy gaan dit nie doen nie. Die owerhede wat oor ons aangestel word, of altens wat die Here oor ons aanstel, gaan waarskynlik nie verander voordat die mense nie terugkeer na God se woord nie. Want mense gaan ook nie 'n owerheid oor hulle wil hê wat aan God se woord gehoorsaam is, terwyl die mense self nie God se woord gehoorsaam wil wees nie. Laat ons dus ywer waar ons is en waar ons kan. Laat ons dus ywer waar ons is. Onder ons kinders, in ons kerk, onder ons vriende en onder ons eie mense. Want die Here sal nie teen sy eie woord gaan en die afvallige seën nie. 'n persoon wat die Here volg, sal die seën van die Here ervaar. 'n familie wat die Here volg, sal die seën van die Here ervaar. 'n kerk wat die Here volg, sal die seën van die Here ervaar. Hoekom nie ook 'n nasie wat vasstel wat reg en verkeerd is deur God se woord nie? Terwyl die woord ons ook leer, welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. En die Here lieg nie as hy dit sê nie. Daarom glo ek dat Deuteronomium 30 vers 1 tot 3, of was dit vir Israel geskryf, ook op ons van toepassing is, want die res van die woord maak dit op ons van toepassing, wanneer dit sê. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou verdryf het, en jy tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander, en hom oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin die Here jou God jou verstrooi het. En die Here sal dit met enige nasie doen, wat hom eer volgens sy gebooie, ongeag of jy pink, wit of bruin is.
Die Here sal dit met enige nasie doen, wat sy gebooie gehoorsaam is. Want hy kan nie sy woord ontken nie. Hy kan nie ontken dat hy gesê het, welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is nie. En die feit dat hy sê die nasie impliseer dat daar wel verskillende nasies is. Niemand sê die een is beter as die ander een nie. Maar wat ons wel kan weet, is dat die een wat die Here vrees, geseën gaan wees, en die een wat dit nie doen nie, gaan nie geseën wees nie. En daar is verskillende nasies. Maar, laat ons dit nie te gering ag, om by die huis te begin nie. Laat ons dit nie te gering ag, om by die huis te begin nie. En mag die Here ons bemoedig, wetende, dat ons ywer vir die koninkryk nie te vergeefs is nie. Want soos ons al gesien het, Psalm 22 handel oor Christus se kruisiging. Maar dan lees ons in verse 28 en 29 van daardie selfde Psalm. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor die aangesig aanbid. Van die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies meervoud. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid en Here, ons dankie dat U dit aan ons openbaar. Here, dis immers deur die woord wat die konings, die heersers, die owerhede vasstel wat reg en verkeerd is. En mag ons dan nie dink dat dit irrelevant is nie. Mag ons dan nie dink dat hulle nie U wet en die woord nodig het nie. En Here, mag ons, terwyl ons onsself bevind waar ons is, nie vereenselwig met die afvallige wette van 'n afvallige nasie, Here. Mag ons onsself nie vereenselwig net omdat dinge wettig is nie. Mag ons nie sondig net omdat dinge wettig is om te doen nie. Maar mag ons ten minste net in ons gesin, in ons gemeente, gehoorsaam wees aan die woord, ongeag wat die owerhede bo ons besluit. En Here, mag ons nie deelagtig wees aan die maat van die sonde wat hulle besig is om vir hulle self op te hoop nie. Maar mag ons onthou, Here, dat U woord is waar. U sal nie teenstrydig met U eie woord optree nie. As U sê U gaan die goddelose straf, dan sal U hulle straf. En as U sê U sal die nasie seën wat U vrees, dan weet ons U sal hulle ook seën en hulle sal wel geluksalig wees. Maar so, o Heer, laat ons dan nie krepeer hier in ons kerk nie. Maar mag ons ywer vir die koninkryk onder ons gesinne, onder ons gemeente en ja, Here, selfs onder ons eie nasie. En mag niemand vir ons sê dat ons dit nie mag doen nie. Mag U ons gebruik, Here, onder ons mense, Here, want U weet, ons is maar 'n afvallige mensdom. En ons het 'n afvallige nasie geraak. Maar mag ons nie ophou om te ywer vir die koninkryk en vir die woord onder ons mense nie. Vra dat Here nie omdat ons verdien nie, maar omdat U genadig is. In die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.